ware geluk. 1 Korintiërs 4 vers 6 tot 13. Paulus stap ongedurig op en af. Hy's bitterlik omgesukkel as hy net dink hoe daardie gemeente besig is om die pot skoon mis te sit. Skryf vir hulle, sê hy omgekrap vir sy sekretaris. Skryf, wie maak julle so belangrik? Dis 'n retoriese vraag en dit het natuurlik net een antwoord. Hulle moet baie deeglik besef dat dit nie hulle eie goedheid is wat hulle so belangrik maak nie. Slegs God alleen kan voorsien. Natuurlik is party mense, menslik gesproke nou, baie belangriker as ander. Maar dan moet hulle baie goed besef van waar dit kom. Skryf, en wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? Nog 'n retoriese vraag. Hulle moet ook besef dat alles wat hulle het van die Here afkom. Populariteit, mooi voorkom, slimheid, selfs besittings, alles kom van hom af. Kom ons beklink dit met nog 'n vraag. Nou raak Paulus goed opgewerk. As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan, asof jy dit nie ontvang het nie? Geen mens kan homself so aanstel asof hy self verantwoordelik is vir dit wat hy het nie. As die Here nie vir jou gee nie, het jy net mooi niks. Driftig dikteer Paulus voort. Julle het mos klaar alles wat julle begeer. O, die ironie. Op wêreldse vlak het hulle alles. Maar van die dinge wat hulle werklik nodig het om geestelik volwasse te kan word, het hulle weinig. Hoe wens hy dat hy net 'n bietjie ware wysheid in hulle kan inslaan? Julle is al klaar ryk. Wêreldse rykdom mag hulle dalk hê, maar die ware rykdom van die woord en van kennis van God, daaraan is hulle brandarm. Julle regeer al klaar soos konings. Besef hulle dan nie dat ons gelowiges eers eendag in die hiernamaals sal regeer nie? Dan sal elke gelowige natuurlik 'n ware koning wees. Maar as hierdie gemeente net die lewe anders benader het, kon hulle alreeds nou regeer het oor die sonde. Maar hieroor is hulle gans te onvolwasse. Miskien moet ek vir hulle sê dat ek graag saam met hulle op die troon wil gaan sit. Die probleem met die gemeente in Korinthe was dat hulle toe al gedink het dat jy 'n hemel op aarde moet hê. Hulle het mos nou klaar vir Christus en dis al wat jy nodig het. Geestelike groei, dis mos oorbodig. Waarom sal jy jou daaraan steur as jy reeds met die een voet in die hemel staan? Hoogmoed en bespelerigheid het boetoon gevoer in hulle lewens en nederigheid was 'n skaars kommoditeit. Wat 'n teenstelling. Hierdie gemeente teen Paulus en die ander apostels. Paulus het 'n tronk was ook die loon etlike van die apostels. Paulus gesien hoe hy in die arena opeindig om deur wilde diere of gladiators verskeur te word. As jy al die fliek Waarde sien het, dan sou jy weet watter spektakel en spel daar gemaak is van gelowiges. Hulle beskou as swakkelinge, dwaase. Hulle is uitgejoe deur die skare wat bloed wou. Die skare woon op gehoop dat hierdie Christene darm 'n mooi geveg sou opsit.
dit nie gebeur nie. So skape het hulle al sinde in die leeubekke ingeloop. Paulus sê vir die Korintiërs hoe hy en sy mede-apostels gedurig swaar kry ondervind. Dikwels selfs moet honger ly en dat daarvan rykdom geen sprake is nie. Hy het nie eers 'n huis nie. Hy swerf rond van dorp na dorp. Dis nou as hy nie tronk is nie. Dan moet hy boonop homself lewe hou deur te werk. Al het hy die woord verklag. Paulus was natuurlik 'n tentmaker van beroep en hy het homself onderhou deur tente te maak of te herstel, waar hy ook al gaan preek het. Die inwoners van Korinthe was dit natuurlik 'n skande om met jou hande te werk. Slegs slawe het sulke vuil gedoen. Al so werk waarin hulle belang gestel het, dit was kopwerk. Dit was immers edel en so 'n las soos handewerk nie. Gevolglik manne soos Paulus wat die vernederende werk soos tentmakery gedoen het, beskou as uitvals en suim van die aarde. Seker een van die redes waarom Paulus sy medewerker dikwels mishandel is. Die saak vererger die feit dat hulle maar redelik moedig aangetrek was en van aardse dinge min gehad het. Dit was so 'n teestelling met die sogenaamde voorspoedsteologie, want dit dikwels so kondig word. Health and prosperity word dit ook wel genoem. Of name it, claim it. Dit wil dink dat slegs omdat jy 'n gelowige is, dit noodwendig finansiëel moet goed gaan. Die gelowige het egter 'n heel ander soort rykdom. Die genade, liefde en innerlike vrede wat slegs God jou kan gee. Ware geluk het absoluut niks te doen met materiële voorspoed of rykdom nie. Innerlike stralende vreugde kan joune wees, selfs as alles in die lewe vir jou verkeerd loop. Ons kan maar gaan leer by Habakuk. 3 dinge is baie meer werd is al die rykdom die aarde saam. Maak dit jou eie en straal die liefde van Jesus uit, met vriendelikheid en omgee. Dit is waar ware geluk lê. Amen. Kom ons bid. Here, dankie vir die innerlike rykdom U vir ons gegee het. Help ons om U liefde deur vriendelikheid uit te straal na die wêreld. Amen.